Julle almal welkom hierso by die Hartshuis, Vadersdag 14 Junie 2025. En die tema wat ek eintlik met julle wil deel, ek's nie 'n predikant nie, ek's nie opgelei nie. Ek het lanklaas voor so 'n groot groep mense gepraat. Ek dink toe ek 'n rugbykaptein was, het ek net nodig gehad om 15 te praat. So vandag het ons dan nou 'n lekker groot gehoor hierso. So ja, ek het vir my skrywe voorberei en ek sal graag akkuraat wil wees en bly wat ek geskryf het. So by 'n bietjie wakker gou in die nag vandat ek gehoor het, wat was dit, Vrydag, Johan, sal jy praat? Nou ja, eerste reaksie is, nee, wat moet ek sê? Ek dink ek moet dit nie doen nie, maar okay, hier staan ek nou voor julle. So, wees geduldig. Ons wil verseker vrae hê later, so ek wil net vir julle sê, hou die vrae of steek jou hand op as jy my nie verstaan nie. Ek is baie keer soos 'n Moses, 'n korte Aaron, wat help om te verduidelik. Okay, so ja, die tema dan vandag is, dit is nog nie verby nie, die beste lê nog voor. Ekskuus tog, ek wil net hierso herorganiseer. Okay, so, waar is ons? Is al in die middag, is dit na 12? Kan ek sê goeiemiddag en gelukkige Vadersdag aan al die vaders. Kan ons bietjie die hande in die lug kry, wie is die vaders hierso? Sy, hoor op, of staan bietjie op, ons wil vir julle 'n lekker hande klap gee. Kom ons kyk bietjie, laat ek ook verstaan, wie is die vaders hierso? Sy, manne, baie geluk vandag, en ons vertrou julle gaan hierdie dag onthou. Ek kan net sê, ek weet, so hulle beplan al geruime tyd hieraan, en mag dit net 'n goeie ervaring wees, ja. So, vandag wil ek nie praat oor die titel van 'n vader nie, maar ek wil met die harte van die mans van die Hartshuis, wat hier in die Hartshuis woon, so ek praat nou eintlik Vadersdag, maar ek praat met die manne wat hier so woon, en dit sluit nou eintlik maar myself in, en ek is ook in hierdie kategorie. Mans soos ek, wat eens drome gehad het, wat vir hulle gesinne geveg het, wat hard gewerk het, en wat hulself vandag in 'n plek of situasie bevind, wat hulle nooit kon voorstel nie. Mans wat voel die lewe het te hard en te dikwels geslaan. Mans wat wonder, is dit als die moeite werd? Mans wat moeg is, uitgeput, of in stilte worstel met hulle omstandighede en hulle verlede. Manne, ek wil vir julle vandag sê, ek sien julle, ek is deel van julle, maar belangriker nog, God sien julle. Hy het sy aangesig nie van julle weggedraai nie. Wat jy tans ervaar, mag dalk voel soos die einde van die pad, maar dit is nie. En baie belangrik, dit is nie die einde van julle verhaal nie. Ek dink baie van julle besef seker, julle is hier vir 'n tyd, en ja, ons sal later ook daaroor praat, die storie kom nog. Maar die res van die storie lê nog voor. Vandag wil ek jou herinner dat jy is groter as jou huidige omstandighede. Jy is groter as die foute van jou verlede. Jy is steeds 'n man van krag, jy is steeds 'n vader. En selfs al voel jy soms soos niemand, ons ken tog die term, ja, jy voel soos 'n nobody. Jy is steeds diep geliefd deur God. Sommige van julle dra stil pyn. Jy voel dalk dat jy gefaal het. Jou kinders, jou gesin of jou eie verwagtinge het jy gefaal. Maar ek herinner jou vandag, God gee nooit op vir sy seuns nie. Die woord van God sê in Psalm 34 vers 19, die Here is naby die gebrokenes van hart, en hy red die wat verslae is van gees. En in Jeremia 29 vers 11 lees ons, ek weet wat ek vir julle beplan. En dit is nou elkeen van julle wat hier so sit. Ons praat nou met die manne, maar hierdie geld ook vir elke persoon hier by die Hartshuis. Sê die Here, ek weet wat ek vir julle beplan. Sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Jy mag dalk 'n huis verloor het, 'n werk of 'n verhouding, maar jy het nie God se hand oor jou lewe verloor nie. Jy mag dalk in 'n kamer met 'n vreemdeling slaap, wat so 'n goeie beskrywing is, en hier selfs mense wat met meer mense slaap, nie sy eie familie, nie sy eie familie is, ek dink nou maar hier so die keersenter. Jy mag dalk in 'n kamer met 'n vreemdeling slaap. Daar mag dalk iemand
doodgaan wat saam met jou slaap, maar die hemel roep jou steeds op jou naam. Jy voel dalk onsigbaar in hierdie wêreld, maar jy is nie onsigbaar vir God nie. Jy is nie vergete nie, jy is nie waardeloos nie, jy is nie verlore nie. Die wêreld eer nie altyd man soos julle in die samelewing nie, en ek dink, julle mag dalk saamstem, ek weet nie, hartseis, julle weet wat julle baie keer hoor, maar so die wêreld eer nie altyd man soos julle nie, en die samelewing kyk dalk weg, dit is ook 'n groot waarheid. Maar die hemel sê nog steeds, jy is my seun, ek is nog nie klaar met jou nie. Moenie moed opgee nie manne, moenie ophou hoop nie, moenie ophou glo nie, moenie ophou bid nie. Jy word nie deur hierdie oomblik waarin jy nou is, waar jy jou bevind gedefinieer nie. Jy word net daardeur verfyn, 'n beter mens gemaak. Daar word aan jou geskaaf en ja, mag elkeen 'n ware goddelike karakter ontwikkel terwyl hy is. Daar is steeds 'n toekoms vir jou en dit begin deur weer op God te vertrou. Ek herhaal dit. Daar is steeds 'n toekoms vir jou en dit begin deur weer op God te vertrou. Laat vandag 'n draaipunt wees en laat vandag die dag wees waarop jy sê, Here, selfs hier, selfs nou, kies ek om U te glo dat U steeds vir my 'n plan het. Ek is dalk hard getref, maar ek is nie klaar nie. Ek plaas my vertroue in U. Manne, staan weer op, nie in jou eie krag nie, maar in sy krag.